Vriende, ons vertrou dat u 'n heerlike nag se rus gehad het en ons vertrou dat die Here vir u ook in hierdie dag in besonder sal dra en sal bekragtig en seën met al die geestelike seëninge in Christus Jesus ons Here. Nou, ons is tans besig met hierdie baie besondere reeks, Jesus Christus se ware identiteit. U sal onthou ek het vir u gesê dis die uitvloeisel van ons reeks wat ons so voor Kersfees begin het, wat handel oor die profesie van Jesaja oor die Jesuskind wat gebore sou word. U sal onthou ons het Jesaja 9 vers 5 vir 'n hele klompie weke hanteer, die kind wat gebore is, en sy naam sal wees wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader en vredevors. Nou, ons het klomp gedagtes rondom hierdie profesie van Jesaja hanteer. Ek het vir u klompie dinge genoem en ek het gedink om net so 'n bietjie vastigheid onder u voete te gee en so 'n bietjie verder aan te gaan deur vir u so 'n bietjie te verduidelik wat Jesus en wie Jesus Christus werklik was. Sy ware identiteit en waarom ons hom moet aanbid in gees en in waarheid. Vriende, jy sal onthou dat ek vir u gesê dat ons kan nie uitgepraat raak oor die Here Jesus Christus nie. Ag, alle ander onderwerpe kom op 'n punt dat 'n mens sê, ag, ek dink ek het genoeg gepraat daaroor, ek het genoeg gehoor daarvan. Maar wanneer dit kom by die Here Jesus Christus, dan moet ons uitroep, ewig onbegryplik wese. Vader, Seun en Heilige Gees, Here, leer my, u ken al beter, u gehoorsaam kind te wees. En daarom is dit vir my belangrik om verder met u te praat oor hierdie baie besondere gedagte. Jy sal onthou ons het dan teruggegaan na Kolossense, die eerste hoofstuk. Ons het vir u gesê dat ons dan hierdie twee reekse aan mekaar gaan koppel, dit wat Jesaja in Jesaja 9 vers 5 oor Christus sê, en dat Paulus in Kolossense 1 vers 15 tot 18 vir ons noem, gaan ons dan saam hanteer, om dan te sien hoe hierdie twee soos 'n legkaart in mekaar pas. U sal onthou, Kolossense 1 vers 15 sê, hy is die beeld van die onsienlike God, die eersgeborene van die hele skepping, en ons het bietjie daaroor gepraat, dat Christus is die beeld, onthou u die Griekse woordjie, hy is die eikon, hy is die ewe beeld, hy is die portret van God, hy is die beeltenis van God. En jy sal onthou, ons het gegaan na daai gedagte waar die mense Jesus versoek het oor die betaal van belasting, en Jesus het gevra, wys my 'n belastingmunt, en toe hulle vir hom die munt wys, toe vra hy wie se beeld is daarop, wie se eikon is daarop, en hulle sê die keiser se, want hulle kon duidelik die keiser se beeld op daardie munt gesien het, en Jesus sê betaal aan die keiser wat die keiser toekom. Die gedagte net is, dat soos daardie beeld duidelik gereflekteer was op daardie munt, so het Christus duidelik Vader aan ons kom reflekteer. Vader aan ons kom openbaar, want hy was van ewigheid af, en hy het in tyd gekom, om Vader se heerlikheid aan ons te openbaar. Daarom het ons gepraat oor Jesus se verhouding tot God die Vader, dat hy die een is, wat Vader aan ons kom verklaar en aan ons kom openbaar het. Vanmôre gaan ons bietjie kyk na die gedagte van Jesus se verhouding tot die heelal. Met ander woorde, die gedagte, was Christus geskape? Was Christus die een wat voortgebring is? Of kan ons met sekerheid sê dat Christus van ewigheid af was en dat hy skepper is? Met ander woorde, dat die skepping aan hom toegeskryf kan word. Jy moet onthou, die Bybel is baie duidelik daaroor, dat God die Vader geskaap het, deur die Seun in die krag van die Heilige Gees. Die drie eenheid vind ons dwars deur die blaaie van die Bybel, en die Bybel praat maar eenvoudig soms van dat God die skepper was, die Vader, en dan praat die Bybel weer dat die Seun die skepper was, en dan dat die Heilige Gees geskaap het, en dis nie dat die Bybel homself weerspreek nie, verseker nie. Ons bely dat God enig in wese is, en homself bekend gemaak het in drie persone. Onthou, ons kan die drie eenheid onderskei van mekaar, maar nooit skei van mekaar nie. En daarom is dit so belangrik vir ons as kinders van die Here om 'n beter verstaan van Christus te kry. Hy is nie deur God geskape nie. Die Jehovah's getuies sê dat Christus is 'n besondere persoon, maar hy's nie God nie. So ook die Mormone en so ook baie van die ander godsdienstige groepe soos Islam en selfs die Boeddhiste en baie van hierdie godsdienstige groepe, die hele gedagte maar net, as ons ware Bybelse Christendom wil beoefen, dan moet ons 'n verstaan kry van hierdie Godmens Jesus Christus, want die Bybel sê hy is die weg na God die Vader. Kom ons kyk gou vinnig wat sê Kolossense 1 vers 16. Want in Christus is alle dinge geskape
wat in die hemele en op aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape, en hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. Paulus kan dit nie meer duidelik gestel het nie. Ek het vir u gesê so 'n paar dae terug dat gnostisisme was besig om te infiltreer in hierdie kerk. Gnostisisme eenvoudig mense wat geglo het aan 'n verhewe kennis, dat materie eintlik boos en sondig is. God kon nie mens kom word het nie. Jesus was nie werklik God wat mens kom word het nie. Selfs dat was selfs 'n dwaling geweest dat Christus 'n gees was. En vriende, soveel dinge wat ons vandag maar beleef. Gaan maar na die deursnee teologiese fakulteit in Suid-Afrika en jy sal alles hoor behalwe 'n Bybelse verstaan van wie Christus Jesus is. Christus is die ewige God. En daarom wil ek vir u sê, hy is nie geskape nie, hy is nie voortgebring soos 'n mens voortgebring is nie. Die Bybel sê vir ons dat hy die eersgeborene is. En dit dui op rangorde. Met ander woorde, hy was van altyd daar gewees. Voordat die skepping bestaan het, was Christus. Voordat die heelal soos ons dit ken daar was, is hy, want hy is God en hy het geskape. Ons moet hierdie saak vir onsself vasmaak. Baie besondere illustrasie in die Bybel vind ons daar in Johannes die 8ste hoofstuk. Nou vriende, as u Johannes 6, 7 en 8 gelees het, sal u agtergekom het, dis besondere hoofstukke waar Christus ook baie duidelik dit aan hierdie mense bekend maak, dat as God die Vader die waarheid van sy woord nie aan jou hart en aan my hart openbaar nie, sal ons dit nie verstaan nie. U sien, dis nie net 'n saak van kennis nie, maar ook van geloof. Dis nie net 'n saak van geloof nie, maar ook van kennis. So hierdie twee goed loop hand aan hand, maar deur die kennis wat ons opdoen, open God ons geloofsoog, dat ons kan sien, dat ons kan verstaan, dat ons kan aanbid. Nou in Johannes 8 vind ons hierdie baie besondere gesprek van Jesus met die Jode. En wat praat hy met hulle? Hulle kom na hom toe en hulle sê vir hom, luister, Abraham is ons vader. Ons is nooit slawe gewees nie. Abraham was ons vader gewees en ons is afstammelinge van Abraham. En Jesus sê vir hulle baie duidelik dat hulle nie Abraham as vader het nie, hulle die duiwel as vader, en hulle was so boos vir die Here dat hulle hom wou doodmaak. U sien, mense het vandag 'n begrip van God. En hulle is tevrede met hierdie begrip, en as iemand iets anders te sê oor die Here en oor die woord en iets wat buite hulle verwysingsraamwerk is hulle boos en hulle kom in die gedagte, wie dink jy is jy? En vriende, ek wil vanmôre vir u sê, ons as predikers dink nie ons is iets besonder nie. Ons is maar net heralds, ons is maar net verkondigers, ons is maar net wagters op Sions muur. Ons probeer maar net die skrif aan u verklaar, dat u die God van die Bybel leer ken. Ons is nie hier om soetsappige praatjies vir u deur te gee en u te laat goed voel oor al die omstandighede. Daar's genoeg sulke predikers op televisie. Jy weet, daar is soveel van hulle wat sê, jy weet, God het jou lief en die duiwel haat jou, maar alles sal oukei wees. Moenie bekommerd wees nie. Ek wil vir u sê, as u wil oorleef in hierdie bose wêreld, sal u 'n goeie en 'n standvastige verstaan van God se woord moet verkry, en in besonder van die persoon van Christus. Maar kom ons kom uit by die res van Johannes 8. Hierdie ouens reken hierdie Jode dat hulle kinders van Abraham was. Jesus sê vir hulle, julle die vader, die duiwel as vader, omdat julle my spraak nie ken nie, julle kan nie my werke sien nie, julle is verblind deur julle sonde en boosheid. En nou kom vers 56. En dit is 'n waterskeiding in Jesus se gesprek met hierdie mense. Hy sê vir hulle, Abraham, julle vader. Julle beweer hy is julle vader. Abraham het hom verheug dat hy my dag sou sien, en hy het dit gesien en hom verbly. Toe sê die Jode vir hom, u is nog nie 50 jaar oud nie, en het u Abraham gesien? Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, voordat Abraham was, is ek. Vriende, ek dink hierdie mense het gesnak na hulle asem, hulle het hulle klein tongetjies ingesluk. Ek dink hulle was so boos, hulle was briesend. Ek sien hoe hulle gesigte rooi word van woede. Hoe durf hierdie man, wat nog nie eens 50 is nie, sê, voordat Abraham was, is ek. En dit vat ons terug na die Ou Testament toe, God homself aan Moses openbaar het, daar in die brandende bos. Ek is, stuur jou na hierdie volk. U sien die hele gedagte dat Christus in sy verhouding tot die heelal nie 'n skepsel is nie, maar die skepper. En hierdie Jode het presies verstaan wat Christus wou sê, dat hy van ewigheid af was, nie geskape nie, nie voortgebring nie, hy's nie 'n mens nie.
Jy sien, die Joodse nasie het Abraham as hulle vader beskou. Hulle het gereken dat hulle uit hom voortgekom het. En hy was al baie honderde jare dood gewees. En vriende, die antwoord wat Jesus vir hulle gegee het hier, het hulle eintlik so ontstel, want Jesus het vir hulle baie duidelik kom sê, luister, ek is ook Abraham se skepper. Wat 'n geweldige gedagte, wat 'n mens net nie hier raak sien nie. Johannes 1 vers 1 tot 3, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hoor gou, hy, dit is Jesus, was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. 1 Johannes 1 vers 1, wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het, en ons hande getas het aangaande die woord van die lewe, en die lewe is geopenbaar, en ons het dit gesien, en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe, wat by die Vader was, en aan ons geopenbaar is. Johannes kom in Johannes, die evangelie, en ook in die boek 1 Johannes, en hy kom en hy gee dieselfde gedagte deur, dat Jesus Christus die ewige was, wat geskaap het, en in hom hou alle dinge stand. Ek wil vir u vra dat u hierdie waarheid sal raak sien. Openbaring 22 vers 13 sê Jesus, ek is die Alfa en die Omega. Dis die Griekse alfabet, die begin en die einde. Die Alfa is die A, en dan in ons terme die Z is die Omega. Hy is die begin en die einde. Hy is die eerste en hy is die laaste. Hebreërs 1 vers 2 sê, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Luister, Jesus het nie sy ontstaan gehad in die kribte Bethlehem nie. Ook was hy nie geskape soos ons of enig iets of iemand anders nie. Hy is die skepper God, koning van die heelal, die enigste een wat aanbiddingswaardig is. En ek wil afsluit deur die lees van hierdie Halleluja lied 61. Die klank van Jesus naam is soet vir die gelowige hart. Dit heel die wonde in ons gemoed. Verban ons vrees en smart. O Jesus rots waarop ek bou, die skild wat my beskut, die voorraadskuur wat onderhou, waaruit ek ewig bid. My troue herder, heiland vriend, my priester koning heer, my deel vir ewig onverdiend, u sy die lof en eer. Ag vriende, mag ons hierdie Christus aanbid, want in sy verhouding tot die heelal, is hy die skepper, die ewige, en ons kan hom aanbid in gees en in waarheid. Groete vir u, mooi dag verder. Tada.